in die ateljee vanoggend is Janie by en ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit, 'n gou-gou. Goeiemôre. Hallo julle, hoe gaan dit? Goed met jou? Dankie. Hoorie, is jy 'n kamper? Nee. Is jy 'n happy camper van die lewe? Ja. Ja, definitief, maar nee, ek is nie mal daaroor nie. Enig as iets naby aan my kan kom in die tent wat nie daar moet wees nie, dit dan I don't like that. Soos ongenooide gaste. Yes. Maar ons praat Van alle soorte. Ja. Ek moet nou ophou. Nee, maar spinnekoppe en slange en goed, nee, dankie. Nee, ek hoor jou, ek is dieselfde, gaan eers jok nie. Dis nie, maar ek is baie beïndruk met Swan as ek sê sy doen die kamp ding hierdie Desember. Vir die eerste keer, ja. By die see is dit bietjie anders dink ek. Dis nie like so creepy crawly Ja, ons gaan wat van woestyn. Ek weet nie. Ek dink daar's baie skorpioene en slange in die woestyn. Geniet dit. Ja, julle, okay, so as hierdie die laaste keer is wat ons praat, eerste en laaste keer was heerlik om jou te ontmoet. Selfde so. Janie, jy het 'n uitse gewen hierdie jaar, saam met Hunter Kennedy. Baie geluk met die uitse toekenning. Dit was onlangs gewees. Hoe voel dit om daai erkenning te kry? Ek dink dit voel altyd surreal. Ekskuus vir my Engels, maar dit is ek weet nie. Ek doen mos maar altyd maar my eie ding en ek ja, op my eie pad en ek dink nooit dat so iets gaan gebeur nie. Net omdat ek maar nie die usual thing doen nie. So nee, ek's dankbaar vir die erkenning van die uitsa groep mense. Maar ja, dit's nice. Dit's nice, ja. Ek dink nou die laaste keer wat ek en Jennifer langs mekaar gesit het en vir jou gekyk het, was met die silverskerm toekennings. Dit was 'n lieflike, pragtige aand. Jy het so mooi gelei, jy het so mooi gesing en jy klink dieselfde op die verhoog regstreeks as wat jy op jou liedjies klink wat jy meng. En ek dink dit is 'n goeie maatstaf vir 'n goeie kunstenaar. En ek het gewonder die eerste keer wat ek jou gehoor het ek gedink, "Joh, hierdie klank is lekker." Dit klink of sy weet wat sy doen. She's been around the block. Dis iets tussen house en lounge en net lekker klank. Het jy altyd gedink dit is die styl waarvoor jy wil gaan of het dit net dinamies so ontwikkel? Ja, dit het definitief maar net ontwikkel. Ek dink ek het vir 'n lang tyd in Engels musiek vrygestel en ek het baie meer 'n akoestiese sound gehad initially. Ek en my broer het ook saam gegig vir 'n lang tyd. Ons het so folk duo gehad. So alles was eintlik meer in daai wêreld gewees. Maar toe ek by 'n platemaatskappy geteken het, toe het ons so 'n bietjie gekyk na wil ons dalk 'n bietjie iets anders ook probeer, 'n bietjie meer popklanke inbring. Maar dit meeste van die musiek was nog steeds Engels en toe het ons ons het een liedjie probeer in Afrikaans en dit was die eerste een wat ek saam met Hunter Kennedy gedoen het, Wag vir jou. En dit was toe omdat ek ook saam met hulle gewerk het, hy is mos van die heuwels fantasties, so en dan Fred is ook en hy die eerste liedjie produce. En so dit was bietjie meer in daai wêreld van vars klank soos heuwels in pop Afrikaanse musiek en toe dit kind of net van daar af aanbeweeg. Maar ek was altyd vir dit dat ek iets kan doen wat veral as 'n vroue kunstenaar wat dalk 'n bietjie iets anders is as wat mens gewoonlik hoor. En dit werk so goed. Ja, absoluut. Goeie nuus, jy het jou meesters teruggekry. Ja. Hoe voel jy daaroor om uiteindelik te gaan? Dis alles myne nou. Dis nogals amazing. Dit is ook nie normaal nie. Dit is eintlik maar met hierdie tipe goed die platemaatskappye teken jou so vas dat hulle meeste van die tyd jou musiek besit, soos hulle dit noem in die kontrak, in perpetuity. So dit beteken vir altyd. En so ek weet nie, ek is baie dankbaar vir hoe my prokureur en hoe hulle saam die negotiations gedoen het, dat dit so uitgewerk het. 5 jaar na my term geëindig het ek my liedjies teruggekry, my recordings. Dis wat Masters of Meesters is, as jy kry jou recording wat jy gedoen het in die tyd wat jy by die platemaatskappy was, of net die eerste recording, die official recording. Dis wat ek toe nou teruggekry het. So dit beteken, jy hoef nie weer enige iets gaan oor te record nie. Soos met Taylor Swift, ekskuus, was dit mos ook. Ek is so jammer. Was dit ook mos sy kon het initially haar liedjies oor record en dis wat Taylor's version was en toe het sy dit later haar musiek teruggekoop toe sy kon. So in hierdie geval hoef ek nie dit gedoen het. En dit beteken ook die geld nou gaan
na die Direk aan kunstenaar jou. toe. Yes, Okay. yes, want dit help baie want streaming ons maak nie baie geld. Dis is op average 30 sent 'n stream. En ek weet nie eers of mense dit weet nie. So jy nie meer series, jy het nie meer so baie fisiese goed behalwe merchandise wat jy kan verkoop nie. So hoe meer streams ons kan kry, hoe meer help dit. Ja, okay. Nee, ek is baie bly vir jou wat dit betref. Vertel vir ons nou gou-gou van gou-gou. Lekker vakansieliedjie. Ek voel ek gaan hom kan luister daar in die Namibiese woestyn, paaie op die duine. Asseblief doen. Ek sal 'n mooi stream vir jou. Dankie. Ja, nee, so dit het eintlik net toevallig gebeur dat dit nou rondom Desember tyd release is. Ek het net gevoel ek meen die vorige keer wat ek hier was, het ek Goodbye Lovers Lane gesing en dit was 'n liedjie wat ek vir Jan Bloukaas geskryf het en dit het in daai tyd gevoel dit was 'n uitlaatplek vir my om dit te kan proses. Dis mos maar wat kunstenaars doen is jy dit en veral in musiek is dis hoe mens musiek gebruik nie, maar jy weet dit is soos therapy vir ons terapeuties, ja. En toe na 'n moeilike jaar, het ons ook familie wat oorlede was en net baie changes, het ek net gevoel ek het self iets lig nodig hierdie keer as terapie en hopelik kan dit vir ander mense ook iets soos dit beteken. Alhoewel daar jy weet ek skryf my lirieke nog so dat dit is nog steeds dit betekenisvol. En dan is al weer 'n stukkie wat net van is. Ja. Daai deel is my die catchphrase is vat my hemelhoog laafveld reënboog verf my oor die son. Verf die horison, ja. En daai stukkie is Anter so hy kry die krediet vir daai. Maar ja, want ek trek hom in omdat ek weet hy gaan net die mooiste woorde kan bysit. Ons skryf saam, maar daai stukkie was syne. Ons het hoeka 'n lekker speletjie wat ons met jou wil speel oor wat jy gedink het iemand sing versus wat hulle eintlik sing. Ja, daar's so baie sulke. Okay, kom ons doen dit sommer nou. Okay, kom ons dis so voltooi die lirieke. Ek en so aan weet ook nie wat die lirieke is of wat se liedjies gaan opkom nie. So ons speel so half saam met jou. Gaan jy sing? Jy kan dit sê of sing. Okay. Ja, so ek sing. Aandag op ons eerste spice en dan voltooi die lirieke. Okay, gaan ons. Kom ons kyk. Ja. How my blue eyes hurt. How my blue eyes hurt? Maar ek dink is dit nie my poor maar ek het gedink is my poor heartache of iets soos dit. My poor heart aches. Ek het letterlik nie idee nie, ek besef. Okay, kom ons kyk wat is die lirieke van daai. Wat het ek gesê? How my blue eyes hurt. Ja, jy was baie naby gewees. Okay. Dis die wel dan, dis die volgende ene. Okay. Take my hand and we'll make it, I swear. Ja, of elsewhere. Nee, daai is reg. Ek dink daai is reg. Okay, ons gaan so aan se weer gaan. Nee, ek dink jy het hom. Ek dink jy het hom. Ja, okay, kom ons kyk. Hey! So aan. He's on a roll. Maar as jy nie hier wil wees, dan kan jy sing elsewhere. Okay? Nee, I swear nie. We'll make it elsewhere. Ja, wat is die volgende ene? Oh my head. Ek ken nie die song. Ek ken nie die Dream of ice, ring of ice. Ja. Ring of ice. Kom met the ring of ice. Okay. Let's try this one. Yep, okay. Hey! Yes, we're on. Okay. Swan, ek en Janice baie bly ons kan jou emosioneel ondersteun in hierdie reis. Well done. Ek is impressed. Okay, last year. Mamma mia, let me Beelzebub has a devil in the sight for me. Yes, that's amazing. Ek het nie 'n idee wat hulle daar sing nie. Ek sê Beelzebub. Ja, dis nie baie mooi nie. Okay, goed, ons luister. go Beelzebub, devil put aside for me. Julle begin, dis nie 'n baie sterk op hierdie woensdag.
versamel. Dis nie baie heilige deel van die liedjie nie, maar Dit is 3 uit 4. Dis 3 uit 4 vir die span. Dankie Swan, dat jy hom vir die span vir ons. Janie, Desember planne, bietjie rus, bietjie optree, bietjie familietyd. Ek het mos nou vir jou gesê, ek het gedink daar is 'n show wat geboek is, maar die mense, ek hoor nou niks van hulle af nie. So nou weet ek nie of ek speel die 27ste nie. As julle dalk kyk, en julle ken my, laat my weet of ons speel in Mosselbaai. Maar nee, verder as dit is ons eintlik net in Strand, is my hometown. Dis lekker. En my familie is daar, so ja, ons gaan maar net rus. jy moet lekker rus. Hoor, jy Dankie. verdien dit en ons sien uit na volgende jaar wat jy weer in volle swang. En julle ook, en pas op vir die skorpioene. Fantasties. Ons kan ook wag, jy gaan nou ook vir ons gou sing, Ja, né? ek probeer. Jy's Gou-gou. so. Ek gaan probeer.